Die geweld van 2021 het 'n groter patroon van politieke onstabiliteit in Suid-Afrika ingelei. Nou hierdie onstabiliteit word veroorsaak deur kombinasies van politieke, ekonomiese, maatskaplike en deesdae ook internasionale faktore. Daar is min twyfel dat die groot getal buitelanders in Suid-Afrika, geskat enige iets tussen 3 miljoen tot soveel as 5 miljoen burgers, 'n impak het op dienslewering, op werksgeleenthede, op die maatskaplike dienste wat die staat lewer. Vandaar die konflik natuurlik tussen burgers van Suid-Afrika en buitelanders. Nou wat aanvanklik geïsoleerde patrone van politieke geweld was in terme van xenofobie of vreemdelingehaat, wat ek ook maar plaas binne die groter sambreel van onstabiliteit in Suid-Afrika, het die afgelope tyd drasties begin eskaleer. Geïsoleerde insidente wat in KwaZulu-Natal, Gauteng voorgekom het die afgelope tyd meer provinsiaal en ook nasionaal na vore getree, wat selfs kleiner dorpe en omgewings geraak het. Mens dink byvoorbeeld aan 'n dorp soos Mosselbaai in die Suid-Kaap, jy dink aan 'n dorpie soos Leidenburg in Mpumalanga, wat deurgeloop het onder betogings en of insidente in hierdie verband. Wat duidelik is dat hierdie patroon besig is om te eskaleer. En waar ek aanvanklik dit nie met groot erns beheen het nie, gedink, dis hoogstens deel van normale patrone van onstabiliteit in die Suid-Afrikaanse samelewing en staatkundige bestel, lyk dit vir my tog of die situasie die afgelope 2 weke begin eskaleer het onder die vlag van March to March. En ek dink op hierdie stadium dat ons dit nie moet onderskat nie en dat landsburgers met versigtigheid die 30ste Junie, waar die sogenaamde shutdown dan gaan plaasvind, moet benader. Dit is so dat insidente van geweld kan eskaleer. Wat duidelik is dat Suid-Afrika polities in die opbou na 'n plaaslike verkiesing in November 2026 besig is om meer onstabiel te raak. Ek lees duidelik die invloed van Zulu-elemente hier, ek lees die invloed van partye soos die MK-party, Action South Africa en so meer. Interessant dat die EFF buite hierdie proses staan. Natuurlik word hierdie insidente van buite af waargeneem en het verskeie westerse state reeds waarskuwings gerig aan hulle burgers om nie die land te besoek nie vanweë die potensiaal van onstabiliteit. Die sterkste reaksie het egter gekom van Afrika-state. State soos byvoorbeeld Mosambiek, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Ghana en Nigerië. State soos Ghana en Malawi het reeds begin met repatriasie van hulle burgers. Nigerië, verstaan ek, beplan om sanksies teen Suid-Afrika in te stel. Mosambiek het aan sy kant een van ons grensposte geblokkeer sodat trokke nie kon deurkom nie, en Zimbabwe het ook bepaalde waarskuwings in die verband gerig. Dit is duidelik dat hierdie patroon, indien hy eskaleer, die potensiaal het om Suid-Afrika baie meer onstabiel te maak.